Ook hierso by die fees, hierdie presidensiële partytjie wat hier in die gang is, loop ek vir hom Andries Breitenbach raak nou. Hy het seker nie bekendstelling nodig nie, soos julle kan sien, hy is van die Boere-Afrikaner Volksraad. Oom Andries, hoe geniet jy dit hier? Nee, dis pragtig. Dis, as ons praat van die gees van Kreer, dan praat ons van so iets. Ouma, hoekom Paul Kreer? Wat doen Paul Kreer nou aan ons ideale? Paul Kreer is die symbool van die Boere-Afrikaner volk se vryheidsstrewe. As 'n mens dink aan Kreer, dan dink jy aan die vryheidsstryd, sy vryheidsstrewe. Hy het hierdie land ingetrek. Hy was as kind en hy het hierdie wildernis waar niks was nie. Het hy gesien ontwikkel, het hy help ontwikkel, het hy help opbou. Daardie pragtige Boere-Republiek die ZAR opgebou tot 'n punt waar daardie twee republieke, die ZAR en die Vrystaat saam, kans gesien het om 'n wêreldmoondheid soos Engeland aan te vat vir behoud van die vryheid. Maar oom Andries, hy het hom ook gesien kom en het hom ook gesien gaan. Hy het hom gesien gaan en dit is eintlik tragies en aangrypend as 'n mens daardie laaste jare van hom sien. Maar hy het ook vir ons gesê, dit wat tans daar plat lê, nederlig, soos hy genoem het, dit kan weer opgebou word, met eenheid van sin en eenheid van strewe, en ek dink is 'n belangrike ding. Kreer was baie gestel daarop, op eenheid van die Afrikaner. En as hy met eenheid van sin en eenheid van strewe kan weer opgerig word, wat tans daar lê. As oom moet sê, Kreer as 'n leier, groot geword in Laars, geveg in verskeie veldslagte, deur die vryheidsstryd geveg fisies, en op die ouene het hy nou leierskapsposisies begin kry, en op die ouene president. Ja, kyk, hy was aanvanklik 'n veldkornet, later kommandant van Rustenburg, en daarna is hy verkies as kommandant-generaal van die hele ZAR. En uiteindelik in hoeveel 3-4 presidentsverkiesings is hy agter mekaar gekies as president. En die rede is dat Kreer het sy volk geken. Jy weet, hy was nie soos baie van die eerste ministers wat ons later geken het, veral hier van John Vorster se tyd af. Hulle het daar aan een kant gesit, jy kon hulle nie bereik nie, jy kon nie met hulle praat nie. Kreer was anders. Hy het daar op sy stoep gewees as hy nie besig was met amptspligte nie, en die volk het hom kom raadpleeg oor enige ding. 'n Siek bees, dan kom vra hulle vir hom raad. Oor staatsake, dan vra hulle vir hom raad. Ek het 'n staaltjie hoor sê dat twee broers het kom vra, hulle pa het nou vir hulle erflating gegee en gesê hulle moet die plaas nou onder mekaar deel, en toe weet hulle nie hoe om dit te verdeel nie. En toe gee hy vir hulle wysheid daar. Ken hom 'n storieetjie? Vertel hom gou vir ons. Wel, toe sê hy vir die een broer, toe sê hy, jy verdeel die plaas, en toe sê hy vir die ander een, en jy kies. Kies eerste. Ja, en met ander woorde, dit maak dat daar regverdigheid plaasvind. En dan moet ons een naam nooit vergeet. En daardie regterhand van hom was daardie jongman Luits, wat Kreer in Holland gaan werf het, om hierso te kom en uiteindelik as staatssekretaris aan te stel, en later as buitengewone gesant in die buiteland waar hy vir ons saak baie gedoen het. En ek weet nie, as jy ooit daardie laaste reis van Paul Kreer in Europa, daar's 'n boekie daaroor geskryf. En as jy daardie boek lees en jy sien die ontsaglike opkomste van mense wat gekom het, wat daar oornag in toue gestaan het, net om Kreer te kon sien. In Frankryk, in Duitsland, in daardie plekke. Dis lande wat ons goedgesind was. Die wêreld het daai tyd vir die boerevolk ontsaglike respek gehad. Oom Andries, as jy nou moet ietsiekie vinnig vir ons kykers kan gee, wat het jy, wat se raad en advies het jy wat Paul Kreer gegee het vir ons, wat jy aan jou lewe toegepas het? Ek dink belangrik is die feit ons moet hou by ons geloof, ons moet hou by ons beginsels,
Ons moet as volk nie prys gee nie. En dit is belangrik in hierdie dae, want hierdie hele bedeling waarin ons bevind, is 'n kunsmatige, vyandige bedeling. Dis bedoel om ons volk te vernietig. En in daai tyd het Kreur, dan kom Kreur se woorde weer na vore. Ons as volk, ons moet as 'n vrye volk. En daarom moet ons strewe wees om onder hierdie bedeling uit te kom. En weer as 'n eie republiek, 'n volksrepubliek vir die boerevolk. Daar sê hom Voortbestaan. Daar's vryheid het geen plaasvervanger nie. Dit moet ons weet. Kom Andries, en ons hoop hy kry lewe daar by Orania en hoop sy gees, dit waarvoor hy staan, die simboliek waarvoor hy staan, kry lewe daar by Orania en dat hy vir ons volk van daar af sal inspireer om weer daai vryheidsideaal af te stof en vorentoe te vat. Ek dink hierdie ding dat daar replikas gemaak word van Kreur se beeld is 'n baie goeie inisiatief. En soos jy sê, Kreur wat eintlik van Transvaal is, dat hy nou in die Kaap gaan beland. Maar is goed, want daar word die gees van Kreur lewendig gehou. En ook die feit dat hom nou so oor 'n aantal dae by verskillende plekke wil aangaan. Jy weet, dit gaan nie oor die persoon Kreur nie. Dit gaan oor God wat vir ons so 'n leier gegee het. Wat vir ons 'n ideaal gegee het wat nooit mag sterf nie. Kom Andries, baie dankie. Geniet dit verder hierso en 'n lekker dag vir hom. Goed, baie dankie. En alles wat mooi is, hoor. Sterkte vir jou en baie dankie vir wat jy doen.